Charles van der Merwe het amptelik op 1 Mei sy nuwe seisoen begin by Agbiz Grain as algemene bestuurder. Sy voormalige kollega was natuurlik Wessel Lemmer en ons verwelkom graag vir Dr. Charles van der Merwe in die ateljee vandag om met hom te gesels oor sy nuwe loopbaan en om meer uit te vind oor wie is Charles van der Merwe. Meer oor jou loopbaan, baie welkom hier by ons. Ja, goeiedag, baie dankie vir die geleentheid om bietjie by jou te kom kuier. Ja, my loopbaan het begin as 'n landbouekonoom by Hilbo boerdery in die Oos-Vrystaat, 'n tipiese gemengde boerdery wat bestaan uit 'n graanvertakking, 'n veevertakking en 'n wildvertakking. My eerste tree in graanhantering en opberging was gewees by MKB op Moreesburg, wat nou deel is van Overberg Agri. Toe ek as 'n jong landboukundige die opdrag gekry het om stofmonsters binne in die silo's te gaan neem. So daar het my passie en my liefde vir graanhantering en opberging begin. Toe was ek bevoorreg om deel te raak van die graanadministrasie en graanbemarkingsspan en later was ek dan ook hoof van MKB se graanafdeling. Maar ek het altyd so die strewe gehad om bietjie binne die groter graan blootstelling te kry binne die groter graanomgewing en veral in die somergrane. So toe was ek bevoorreg om 'n pos te aanvaar by NWK op Lichtenburg as streeksbestuurder en by Suidwes Landbou was ek bestuurder van besigheidsontwikkeling binne die graanafdeling waar ek verantwoordelik was vir navorsing en dan ook die bou van alternatiewe opbergingsfasiliteite en die bestuur van die inligtingstelsel. Een van die goed wat my nog na in die hart lê is die hoë persentasie van post-harvest losses wat veral in Oos-Afrika voorkom. Afhangend van watter verslag jy lees, word dit beraam op tussen 20 en 40%. En as bestuurder of as country manager van CMA in Rwanda kon ek 'n bydrae maak tot die verlaging van daai post-harvest losses. Ons het onder andere daar warehouses bestuur wat deur USAID gebou is. En dan was ons ook betrokke by die vestiging van die East Africa Exchange wat marktoegang tot die boere verbeter het. Met ons terugkoms van Rwanda af na Suid-Afrika toe, was ek toe by Tiger Brands verantwoordelik vir die hantering en opberging en aankoop van droëbone en grondbone. Jo, dit is 'n mondvol, Charles. Dit is 'n mondvol. Intussen was jy op akademiese vlak ook aktief met 'n PhD sien ek in landboubestuur. Vertel ons meer daarvan. Ja, so behalwe vir my passie en my liefde vir graanhantering en opberging, het ek 'n baie goeie belangstelling veral in produksie-ekonomie op plaasvlak. So my PhD het vir my die geleentheid gegee om hierdie twee aspekte te kombineer. So my PhD het gefokus op die impak van opberging op plase, op die balansstaat van 'n boerdery in die Noordwes. So binne die studie het ek gaan kyk na die opberging van graan op plase binne in silo's, binne in silosakke en damme, binne in verskillende scenario's wat betref die grootte van die boerdery, die afstand na die naaste kommersiële fasiliteit, as ook die bemarkingsstrategie. So ek het so 450 scenario's ontleed en dit was en ek was baie bevoorreg om dit onder leiding van Prof Johan Willemse te doen. So dit was eintlik 'n baie lekker geleentheid. Nou goed, jy is nou deel van die Agbiz span by Agbiz Grain wat natuurlik 'n affiliaal is van hulle. Wat presies behels jou taak? Ja, so ek dink die lede van Agbiz Grain speel 'n baie belangrike rol binne in die groter graanwaardeketting. Ons lede besit die grootste gedeelte van kommersiële opbergingsgeriewe in Suid-Afrika en hanteer dan ook 'n betekenisvolle hoeveelheid van die graan. So ek dink die eerste fokuspunt is om hulle te verteenwoordig binne die groter bedryf en om projekte en aksies te bestuur wat sal bydra tot hulle volhoubaarheid. Maar ek dink ook dat graanhantering en opberging staan nie in isolasie tot die groter bedryf nie. So dis dan ook belangrik om betrokke te wees by projekte en aksies binne die groter bedryf om die totale bedryf se volhoubaarheid te verbeter en te verseker. Ek hoop hierdie is 'n regverdige vraag op hierdie stadium, maar watter aspekte beskou jy as onmiddellike prioriteite? Ja, so vir my eerste prioriteit, soos jy genoem het, ek het nou eers op die 1 Mei begin, is om baie vinnig my te vergewis van die uitdagings en veral die operasionele uitdagings op unit vlak of by die fasiliteite self, en dan ook om weer verhoudings te begin bou met rolspelers binne in die groter bedryf. Ek dink belangrike aspekte is dat
ons verbruikers begin al hoe meer bewus raak van en vra oor waar word die kos wat ek eet, waar word dit geproduseer, hoe word dit geproduseer, hoe word dit in die waardeketting gehanteer. Ek het ook nou voorheen heel wat werk gedoen in die vrugtebedryf waar dit 'n baie groot aspek is. So ek dink dis 'n aspek wat baie aandag gaan geniet in die toekoms. En dan natuurlik ook die mense. Die mense is so belangrik, ook die mense wat by ons fasiliteite of by die lede se fasiliteite werk. En ek dink dit is belangrik om voor te bou op inisiatiewe wat reeds begin is rondom opleiding en dan ook rondom veiligheid. So ek dink dis die belangrike aspekte wat onmiddellike aandag gaan verg. Nou ja, dis werk. Kom ons gesels nou oor die lekker dinge. Op 'n meer persoonlike vlak, waar kom jy vandaan? Ek neem aan uit die Vrystaat uit, soos ek vinnig nou gehoor het. En dan gesin en waar stel jy nog belang as jy nou nie gaan werk by Agbiz nie? Ja, baie dankie. Ja, ek is gebore in die Noord-Kaap. Noord-Kaap, so op die grens van die en ek was in Kimberley in die skool, so op die grens van die Vrystaat. Ek was op universiteit in Bloemfontein. Ja, ek is getroud met Annemarie. Ons deel 'n passie en liefde vir die landbou. Sy is 'n grondkundige wat vir die Departement van Landbou in die Wes-Kaap werk. En dan is ons baie geseën met 2 kinders, Janey wat 3de jaar onderwys studeer en Henko wat vanjaar in matriek is. En wat ons doen, ek is betrokke by 'n boerdery in die Noord-Kaap, 'n skaapboerdery waar ek op die direksie sit, en dan hou ons baie van kamp en toer in Afrika. En dan ook, uit die aard van die saak, was ons as gesin baie betrokke by ons kinders se sportaktiwiteit op Saterdag. So dit was, en Koos het baie krangige toutrekker, so ons het baie tyd daar spandeer. Nou ja, ek wens jou alle sterkte toe, en dit was lekker om jou te sien en jou in die ateljee te hê. Baie dankie vir die voorreg en die geleentheid. Ja. Wel, ek het nie nodig om meer te sê nie. Julle weet nou presies wie is Dr. Shaal van der Merwe, algemene bestuurder van Agbiz Grain, en hy het amptelik op 1 Mei begin.